hartlike goeiemôre. Nog 'n gebedsversoekprogram van my Ansie Smit. Yvonne Besaidenout, goeiedag. Ons gesels 'n bietjie nog steeds ons program 2 vandag oor waaksaam te wees, wakker te bly en te bid. Kom ons kyk vandag 'n bietjie om die woord van God te lees en te gehoorsaam. Ons het al reeds gesê hoe belangrik is dit om elke dag te begin met die woord van God en gebed. As jy in jou voertuig ry en jy sit jou GPS aan om aanwysings te volg, dan weet jy as jy nie luister nie, gaan jy verdwaal of jy gaan 'n verkeerde afdraaipad vat. So, hoekom verdwaal ek en jy so maklik? Kom ons vat ons eie lewe. As jy bietjie terugkyk of terugdink, baie keer toe ons verdwaal het of toe ons van die pad af gegaan het, verkeerde besluite geneem het ons die stem van God geïgnoreer. Ons was nie gehoorsaam nie. So die Bybel is vir ons elkeen 'n rigtingwyser. As jy onseker is oor iets, as jy 'n antwoord soek, as jy in omstandighede verkeer, gaan soek jou antwoorde in die woord van God. Ja, dis goed om ander mense te raadpleeg, maar dis ook maar net 'n opinie. So die veiligste opsie is gaan soek jou antwoord in die woord van God. Baie keer gaan ons deur beproewings, baie keer hartseer, baie keer staan ons geliefdes af in die dood, en dis werklik in die woord van God wat ons vertroosting vind. So kom ons kyk 'n bietjie na die praktiese voorbeelde, hoe om God se woord te lees en dit te gehoorsaam. Eerstens wil ons sê, dis baie belangrik om te vergewe. Baie keer vra ons, Here, vergewe ons, maar as ons nie ander mense vergewe nie, hoe kan ons verwag dat ons hemelse Vader ons moet vergewe? Baie keer voel jy nie lus om te vergewe nie, jy het 'n seer gekry, en jy dink, ek gaan nie vergewe nie. Baie keer hoor ons mense wat sê, ek sal Piet, Koos of Klaas nooit vergewe nie, want dit is baie erg wat jy aan my gedoen het. Maar kom ons dink betyk 'n bietjie terug aan, hoe baie keer het ek en jy al God se hart gebreek? Of hoe baie keer moes ons vra vir vergifnis? So kom ons kies elke dag om God se woord te gehoorsaam, en dit gaan ook genesing bring in jou hart. Jy kan nie genesing in jou hart en vrede in jou gemoed, as jy met onvergewensgesindheid en bitterheid rondloop nie. So die prakties, lees jou Bybel elke dag. As jy 'n paar minute het, of hoeveel tyd jy ook al het, spandeer dit in die woord van God. Skryf verse neer wat jou aanspreek. As jy in 'n spesifieke, as jy deur 'n siekte gaan, soek vir jou 'n paar verse in die woord wat spesifiek oor genesing handel, en spreek dit elke dag oor jou liggaam of oor jou geliefdes. Memoriseer God se woord. Vat 'n vers op 'n dag of 'n week of 'n maand en staan daarby stil en memoriseer dit, sodat as daar iets gebeur, is jy gereed. Jy's vol van die woord, jy's ingestel om dadelik te reageer met die woord van God. En vra dan ook die Heilige Gees, help my, hoe pas ek hierdie skrif toe? En as jy dan, vra ook die Heilige Gees, wys vir my wie ek nog moet vergewe. Is daar 'n persoon dalk in my lewe wat ek nog nie vergewe het nie? Vergewe daai persoon en spreek hom vry. En dit gaan jou help om beter in die woord tyd te spandeer. Dit gaan ook jou help om meer gehoorsaam te wees. Dit gaan jou ook help om God se stem duideliker te hoor. Want jy het vergewe, jy is skoon, jy is rein, jy is heilig. So, as jy tyd in die woord spandeer elke dag, vra, Here, wie is daar in my lewe, in my verlede miskien, wat ek nog nie vergewe het nie? Vra vergifnis en spreek daai persoon vry. Alles in die naam van Jesus. Kom ons vat 'n bietjie saam dit wat ons nou al reeds oor gepraat het verlede week en tot nou toe. Geestelike wakker mense wandel elke dag met God. Hulle luister na die Heilige Gees, hulle neem sonde ernstig op, leef in voortdurende gebed en gehoorsaam God se woord. As ons hierdie punte noem, is daar een wat jy sê, nee, ek is nog nie sterk genoeg daar nie?
Dan wil ek vir jou sê, is jy nie wakker genoeg nie, jy is nie gereed genoeg nie. Skryf hierdie punte neer, beoefen dit elke dag. Ek gaan dit weer lees. Wandel elke dag met God. Luister na die Heilige Gees. Neem sonde ernstig op. Leef in voortdurende gebed. Gehoorsaam God se woord. Net soos wat ons verduidelik het, stap vir stap. Beoefen dit is al hoe jy dit gaan regkry. Ons het 'n spreekwoord in Engels wat sê, practice makes perfect, en is dieselfde. As jy hierdie dinge gaan toepas en beoefen in jou lewe elke dag, gaan jy waaksaam en sterk wees. Ons is nie perfek nie, nie een van ons sê jy gaan perfek hierna wees nie, maar jy gaan waaksaam wees en jy gaan sterk wees. Maar wanneer dinge kom, of wanneer Jesus kom, dan gaan jy gereed wees. Ek wil julle uitdaag vandag. As Jesus sou terugkom vandag, sou hy jou wakker vind? Of geestelik aan die slaap? Wat se antwoord sal jy gee? Hoe staan jou saak vandag met die Here? Dink jy jy's geestelik wakker? Of is jy geestelik aan die slaap? Vandag is die dag om weer naby aan hom te leef. Maak seker, jy is by God. Jy's ingeskakel by hom. Jy's ingeprop by hom. Deur te doen wat ons vir julle gesê het. Hierdie selfde boodskappe wat ons vir julle gee, moet ons soms na onsself terugkyk en sê, goed, kom ons beoefen hierdie dinge waaroor ons vandag gesels het. Want dit is definitief 'n goeie resep. Kom ons volg dit, sodat ons kan waaksaam wees en bid. 'n Christen kan fisies wakker wees, maar geestelik aan die slaap. So kom ons maak vandag daardie keuse. Ja, kom ons kyk nog na 'n punt, waarom moet ons waak? Ons het 'n skrif 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teenstanders, die duiwel loop rond, soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. So ek en jy kan nie bekostig om geestelik te verslap nie, want dan gaan ons nie waaksaam wees nie, jy gaan nie wakker wees nie, jy gaan nie nugter wees as daar iets gebeur nie. Kom ons, soos Yvonne gesê het, beoefen dit elke dag om geestelik wakker te wees, om nie te verslap nie. Ons kan ook nie bekostig om die onderskeidingsvermoë te verloor nie. As jy 'n stem hoor, vra dadelik die Heilige Gees as jy onseker is. Watter stem het ek nou gehoor? Wie het met my gepraat? En tree op as dit 'n stem is wat nie van God kom nie, as dit nie die Heilige Gees is nie. Bestraf die stem en vra die Heilige Gees om jou meer paraat te maak om te onderskei. Baie keer raak ons maklik moedeloos, baie keer bid jy vir iets en daar's 'n tydperk wat jy moet wag. So ons kan ook nie bekostig om moedeloos te word. Baie keer sê hulle, ek het al soveel jare gebid, ek gaan nie meer bid nie. Jy kan nie bekostig om een dag sonder gebed te gaan nie. Die versoekings word al hoe groter daar buite vir kinders van God. So ons moet werklik waaksaam wees. Ons moet weet, wanneer is dit die duiwel wat ons aanval, en ons moet ook weet, wanneer is dit ons eie kop, ons eie plan, ons eie wil, ons eie ek wat met ons praat. Want baie keer gee ons die duiwel skuld, en dan sit ek of jy wat 'n verkeerde besluit geneem het, ek of jy wat ongehoorsaam was. So dan moet ons terugkom en sê, Here, vergewe my. Ek het geluister na my eie stem, my eie wil, my eie plannetjie gemaak. Ons kan nie bekostig om die Heilige Gees se stem te verontagsaam nie. As ons gaan kyk na voorbeelde, 'n huisgesin gaan slaap sonder om die voordeur te sluit. Die voordeurs staan oop. Gedurende die nag kom 'n dief, hy breek in en hy steel alles wat waardevol is. Die dief het nie die deur oopgemaak nie, hy gebruik die oop deur. So baie keer is daar dinge in ons lewe, 'n oop deur wat ons self skep, soos ons gesê het, ongehoorsaamheid, verbitterheid, sonde, twyfel, ongeloof, onvergewensgesindheid. Baie keer is ons trots, en wil jy nie erken, ek het 'n fout gemaak,
of ek het verkeerd opgetree nie. Maar al hierdie dinge is oop deure in ons lewe wat ons eintlik die duiwel toegang gee. So kom ons kyk 'n bietjie, watter oop deur het ek en jy? Baie keer is dit geestelike luiheid. Baie keer is dit, dis my way of geen ander weg nie. Ons wil nie ten volle oorgee nie. So kom ons maak elkeen hierdie deure oop. Ag toe wat oop is, sodat ons werklik God se stem kan hoor en kan gehoorsaam wees. Kom ons kyk bietjie na 'n voorbeeld hier oor iemand raak kwaad vir 'n familielid en weier om te vergewe. Die dae word weke en die weke word later maande en die bitterheid groei totdat dit al verhouding met God en ander mense beïnvloed. Wat moet ons doen? Bid elke dag vir beskerming. Bid Psalm 91 oor jouself. Bid dat jy nie in versoeking kom nie. En bid vir 'n ontvanklike hart. Bid sê, Here, dit wat U vir my sê, gee my die wysheid om te kan verstaan wat U vir my sê. Here, gee my die onderskeidingsvermoë, Here, en te kan onderskei tussen reg en verkeerd en die vermoë om die regte te kan aanvaar en te kan doen. Here, gee vir my 'n ontvanklike hart om te kan aanvaar dit wat U vir my gesê het. Geef my 'n helder verstand, Here, sodat ek kan verstaan wat U vir my wil leer, wat U vir my wil sê. Here, ons moet bid vir beskerming elke dag. Ons moet vinnig vergewe. Ons moet nie loop. Baie keer kry jy mense wat na jare nie eers maar eintlik kan weet hoekom is hulle kwaad vir die ander persoon. Hulle weet net dat dit is kwaad, maar hulle kan nie eens onthou nie. So dis alles so onnodig. Vergewe en vergeet. Baie mense sê, ek kan vergewe, maar ek kan nie vergeet nie. Dis ook verkeerd. Die Here sê, ek vergewe jou sonde en ek dink nooit weer daaraan. Ek verwyder dit so ver van die ooste en die weste. So wie is ek en jy as mens? As jy die goed by jou gedagtes opkom, bestraf dit. Weerstaan dit. Weerstaan versoekinge. Wanneer jy versoeking sien, die Here sê, hy gaan dit nie vir ons gee dat ons dit nie kan hanteer nie. Hy sê, hy gee vir ons genoeg krag om dit te kan hanteer. Vul jou gedagtes met God se woord, net soos Ansie gesê het vroeër. Vul die woord van God in jou hart. Leer versies. Al is dit net 1 of 2 dag wat jy leer, sodat wanneer hierdie versoekings kom, kan jy sê, daar staan geskrywe. Ons sien tog dat ons Here Jesus het vir die Satan gesê, daar staan geskrywe. Hy het nie noodwendig gesê in Psalm soveel of in Petrus soveel staan dit nie. Ja, dis goed as jy die skrif so kan onthou, maar jy moet weet wat in die woord van die Here staan. Vermy dinge wat jou nader trek aan sonde. Moenie net so maklik vir jouself deure oopmaak nie. As jy byvoorbeeld iets in die internet opsoek en sê nou maar jy het 'n probleem gehad met pornografie. En baie keer sien ons as ons iets opsoek op die rekenaar, dan partykeer dan kom maar ander verkeerde goed. Moenie dan toelaat om daarin te gaan en ek wil net gou daar gaan kyk nie, sê duiwel, ek sien hierdie versoeke en dit gaan ek weerstaan dit in die naam van die Here en gaan verby. Moenie toelaat nie. Moenie vir jouself 'n stryk stel, want gedurig deur is die duiwel besig om te kyk hoe kan hy ons laat val. Ja, kom ons kyk 'n bietjie. Jesus se wederkoms is naby. Die skrif Matteus 24:42. Waak dan, omdat julle nie weet wat 'n uur julle Here kom nie. Soos Yvonne gesê het, geen een van ons weet van hierdie uur nie. So ons moet elke oomblik gereed wees om te lewe soos werklike kinders van God, om te lees as Jesus vandag gaan kom. So ons moet ons ook die vraag afvra, waarmee is ek en jy besig? Hierdie ding waarmee ek nou besig is ek gereed as Jesus nou kom? Ook vir mense wat verkeerde dinge doen. Ons moet gereed wees. Dink 'n bietjie aan 'n bruid wat weet wanneer haar troudag kom. Sy wag nie tot daai laaste dag om haar rok te koop of haar rok te laat maak, om gereed te maak nie. Sy lewe in afwagting. So moet ek en jy ook in afwagting lewe. Elke dag moet ons te wagte wees dat ons bruidegom die Here Jesus gaan kom. En ons moet gereed wees om hom te ontvang. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. As jy gaste ontvang, jy weet, daar kom familiekuier, daar kom gastekuier.
maak jy tog die huis skoon, jy maak gereed, jy berei, baie keer berei ons die disse alreeds voor. Jy wag nie tot hulle by die hek staan of tot die klokkie lui nie. Jy maak gereed voor die tyd. So as ons deur die woord kyk, dan waarsku die woord vir ons dat ons gereed moet wees elke oomblik, omdat ons nie weet wanneer ons Jesus terugkom nie. So kom ek en jy maak ook vandag gereed, dat ons weet, vandag as Jesus kom, is ek gereed. Ja, hoe moet ons doen? Wat moet ons doen? Wat verwag die woord van die Here van ons? Kom ons kyk so 'n bietjie daarna. Leef elke dag asof dit jou laaste dag gaan wees. Wanneer ons hierdie gesindheid het, sal ons nie tyd maak vir allerhande fabels nie. Ons sal nie tyd maak, afstaan aan allerhande dinge wat onsinnig is nie. Mekaar deelik met mekaar praat en mekaar beswadder en al hierdie goeders nie. Nee, jy gaan leef asof dit jou laaste uur is. Maak vrede met mense, elke dag. Partykeer, ja, daar is, mense maak seer. Partykeer kan jy vir daardie persoon sê, dit wat jy gedoen het, het my nou seer gemaak, maar ek kies om jou te vergewe. Want dis die grootste geskenk wat jy vir jouself kan gee, is om te vergewe. Maar as jy koester, daardie seer koester in jou hart, sal dit word soos 'n rou seer, al hoe erger en erger, totdat jy die lidmaat moet afsit. So, kom ons kies om in vrede te wees. Dien die Here getrou. Dien die Here elke dag. Nie net wanneer dit goed gaan met jou nie. Want as jy's in hierdie tye wat dit met ons swaar gaan en dit, die Here sê, ek sal jou nooit begewe en verlaat nie. So watter moeilike taak of moeilike omstandighede oor jou gekom het, dien die Here nogtans. Ons sien, toe Silas en Paulus in die tronk was, in onmoontlike omstandighede, het hulle nie gekies om daar te sit en te huil oor hulle omstandighede nie. Hulle het nie gekla oor die omstandighede nie, hulle het verby dit gekyk en hulle die Here gedien en ons almal weet wat het gebeur. Vertel die ander mense van Jesus, want ons weet nie wie is volgende nie. As jy 'n geleentheid kry, praat met mense oor Jesus, want dalk is dit die laaste boodskap wat daardie persoon sal ontvang. So maak tyd om met ander mense te gesels oor Jesus. Moenie skaam wees nie, want die Here sê, as jy jou skaam vir hom, sal hy jou by die Vader vir jou ook skaam wees. So kom ons maak seker. Hoe bly ons wakker? Bid sonder ophou. Tessalonisense 5 vers 17 sê, bid sonder ophou. So moet ons weet, ons moet wakker wees, ons moet bid. As ons nie bid nie, gaan ons aan die slaap raak. 'n boom se wortels moet gedurig deur water kry, sonder water verdroog hy. Ons sien tog wanneer 'n boom in die dag staan hy en hy neem die hele son in, elke straaltjie son wat hy kan kry, neem hy in elke dag, en so groei hy op en hy word versterk, so wanneer die storm kom, dan kan hy bly staan. So moet ek en jy ook wees. Gebed is die geestelike water vir ons geestelike lewe. Kom ons kyk bietjie weer na 'n voorbeeld. Voordat jy in moeilike vergadering of gesprek ingaan, bid en vra die Here moet jou lei. Moenie daarin gaan onvoorbereid nie, want die duiwel wag vir daardie deur wat jy oopgelos het. En dan kom jy in 'n vergadering en iets gebeur en jy antwoord verkeerd. So vra die Vader om vir jou te help in alle omstandighede. Ek dink baie keer as ek kos maak vir 'n klomp mense, vertrou ek nie op my eie kennis nie. Ek vra elke keer, Here help my, hoeveel sout, hoeveel dit, en ek luister vir die spraak van die Heilige Gees. Wat moet ons doen? Stel vaste gebedstye voor. Moenie in die oggend opstaan en uit die kamer uitgaan in ry as jy nie gebid het nie. Sê elke môre van 5:00 tot 6:00 of wat ook al tyd, of al is dit net 10 minute, maar stel daardie tyd in en bid elke dag. Bid vanaand as jy by die huis kom, sê 'n huis wat saam bid is tog 'n huis wat saam bly. Hulle sê who they pray together will stay together. So kom ons bid as familie saam en ons weet dat daardie tyd elke dag
daardie storie op die TV word in elk geval herhaal weer iewerste. So moenie sê nee, ek wil nou eers gou die storie kyk nie, maak tyd as gesin om saam te byt. Roep die kinders saam, roep die vrou en stel dit in. Doen dit sonder ophou. En hou 'n gebedslys. Baie keer dan dink ek wil vir dit of dit bid en dan vergeet ons soms. Dis omdat ons nie 'n gebedslys het nie. Ons almal het op ons fone die notepad. So kom ons, as jy nie papier en pen het nie, sit gou al hierdie gebede sommer op jou nota in jou foon. En dan vandaan skryf jy dit vinnig neer, skakel die foon af en gaan in jou bidkamer en bid vir daardie versoeke. Dis al waarvoor ons vir vandag tyd het. Die tyd snel so vinnig vir ons verby. En ons het tog nog so baie wat ons vir julle wil leer oor hierdie onderwerp. Ons gaan definitief aangaan en ons gaan vir julle leer wat die Vader vir ons gesê het om vir julle, met julle te deel, aansien die versoeke. Ja, ons bid vir die babietjie Ellie. Ons bid vir Mariette en familie wat geliefde aan die dood afgestaan het vir vertroosting. Ons bid ook vir die dogter Mariska in Singapore, vertroosting vir haar en haar familie, wat haar moeder verloor het. En dan bid ons ook werklik vir ons land, ons volk, ons leiers. Ons bid vir Venezuela, en ons bid vir Israel. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het, om saam te kan hande vat, om saam te kan bid. Dankie vir die getuienis wat ons al reeds gehoor het van genesing. Dankie dat ons kan bid vir volkome genesing vir klein baba Ellie, dat die genesende krag van God ook daai liggaampie aanraak en ten volle genees. Ons bid vir Mariette, ons bid vir Mariska, hulle wat geliefdes in die dood afgestaan het, dat U hulle self sal vertroos, dat U hulle versterk, dat U vir hulle wysheid en insig in hierdie tyd gee, en dat U vir hulle sal deurdra. Ons bid vir ons land, ons bid vir ons leiers, ons bid vir ons regering, dat geregtigheid, regverdigheid in ons land, ons regering, ons volk sal plaasvind, en ons verklaar dat ons volk, ons land van Suid-Afrika, die Here sal aanbid, die Here sal dien. Dan bid ons vir Israel, vir vrede. Here, ons bid vir ooreenkomste, daar ons bid dat die kinders sal beskerm, behoed en bewaar. Ons bid ook vir Venezuela. Here, daar's baie probleme in ander lande, ons bid vir elke land, dat hulle ook 'n ontmoeting met die lewende God sal hê. Dankie vir die voorreg wat ons het, Here, om met alles na U toe te kom. Dankie dat ons alles kan vra in die wonderlike naam van Jesus. Vader, ons wil ook vandag vra dat U ons elkeen, elke kyker daar buite, gereed sal maak, wakker sal maak, bewus sal maak van U, en dat ons hierdie dag ingaan in die wonderlike naam van Jesus. Ons vra dit als in die naam van Jesus, en ons sê dankie en amen daarop. Baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Tot ziens, tot de volgende keer. Dankie, tot ziens.